Goeiedag liewe luisteraars, dit is weer ek Adrian hier met my tydgeleef wandel saam met Jesus hier op Joy Radio. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ek dank God dat hy my weer 'n geleentheid bied om sy woord met u elkeen te kan deel. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, ek hoop, glo en vertrou dat julle elkeen wel en gesond is. Laat ons verheug in hierdie dag, want dit is die dag wat die Here gemaak het. Sy liefde, barmhartigheid en genade is onbeskryflik groot. Ek loof, eer en dank God daarvoor. Amen. Amen. Nou liewe luisteraars, ons tema vir vandag se boodskap is, jou geloof het jou gered. Ja, ek herhaal hom, jou geloof het jou gered. Nou die skriflesing vandag kom uit Lukas 8, verse 43 tot 48. En die voorlesing kom vanuit die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel. U is welkom om die Bybel ook daar oop te maak en saam te lees, as u graag wil. Nou liewe luisteraars, ons kuier vandag 'n bietjie in die evangelieboeke, Matteus, Markus en Lukas, waar ons die verhaal lees van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Nou ooreenstemmende skrif van hierdie verhaal lees ons ook in Matteus 9 verse 20 tot 22 en Markus 5 verse 25 tot 34. En soos ek reeds genoem het, kom ons teks dan uit Lukas 8 verse 43 tot 48. Nou hierdie is een van Jesus se talle wonderwerke wat hy gedoen het terwyl hy hier op aarde was en bedien en genees het onder die mense, oral waar hy gegaan het. Ons lees van talle siektes wat genees is. Ons lees van talle gevalle waar duiwels uitgedryf is en talle dade van wonderwerke. En al het hy na sy kruisiging en sy opstanding opgevaar na die hemele, waar hy sit aan die regterhand van God die Vader, is Jesus nog steeds besig om in u en my en elke ander mens se lewe te werk en wonders te verrig deur die Heilige Gees. Ons hoor gereeld nog deur mense se getuienisse van die Here se wonders en fisiese en geestelike genesing in hulle lewens. Nou in hierdie verhaal van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, nes in ander verhale oor genesing, kan ons dit eens wees dat geloof en vertroue in God die deurslaggewende rol speel. En wat sal ons wees as ons nie geloof en vertroue in die Here Jesus Christus het nie? Ek dink dat ons elkeen die antwoord op hierdie vraag sal weet. Ons sal hulpeloos, wanhoopig en verlore wees. Ja, daar sal vir ons geen redding, geen hulp wees nie. Maar kom laat ons dan nou oorgaan na ons skriflesing toe. En ek gaan vir ons dan lees uit Lukas 8 vers 43 tot 48. Net so 'n paar verse. En die skrif lui as volg: En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, en wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agteraf gekom en die soem van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus: Wie is dit wat aan my aangeraak het? Ja, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was: Meester, die skare druk en verdring u, en u sê: Wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord: Iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewend en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En dan vers 48, die laaste vers, en hy sê vir haar: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Amen, tot sover. Salig is die wat die woord van die Here ontvang het, en dit in hulle harte bewaar. Amen. Nou liewe broer en suster, hier in Lukas 8, was Jesus weer eens deur 'n groot skare begroet, want die skare het hom verwag. Hulle wou graag hul nuuskierigheid bevredig. Hulle wou na sy woord luister deur sy leerlinge,
want hy het met gesag gepraat en besondere wysheid en insig geopenbaar. En ook was daar dan diegene wat verlang het om genees te word, soos by vele ander plekke waar Jesus gekom het en siekes gesond gemaak het. Jy sien, hier was hy onderweg na die huis van Jairus, wie 'n owerste van die sinagoge was, en wat voor die voete van Jesus neergeval het en hom gesmeek het om na sy huis te kom, want sy enigste dogtertjie van omtrent 12 jaar oud het op sterwe gelê. Nou Lukas verhaal ons hier van 'n vrou wat vir 12 jaar, is 'n lang tydperk, 12 jaar, lang aan bloedvloeiing gelei het. Nou haar naam word nie genoem nie en dus weet ons ook nie wie sy is nie. Jy sien, sy het al haar geld bestee aan geneeshere, om haar siektetoestand te laat behandel, met die doel dat sy genees word van hierdie toestand. Maar alles was egter te vergeefs. Die behandeling wat sy ontvang het, het nie in sy doel geslaag nie. Haar toestand het voortgeduur. Ons kan redeneer dat haar persoonlike lewensomstandighede, ook haar gesondheid, hierdeur ondermyn was. Haar sosiale en gesinslewe was ook hierdeur geruïneer. Nou hierdie vrou moes dag na dag, maand na maand en jaar na jaar hierdie ongemak en lyding deurmaak. 'n Mens kan jouself net indink watter impak dit geestelik op hierdie vrou kon gemaak het gegee haar gesondheidstoestand. Dit moet jou eenvoudig wanhoopig, mismoedig, verlore en verwerp laat voel. En volgens Levitikus 15 handel oor die wette van onrein mans en vrouens volgens die wet van Moses. En ons lees daar in Levitikus 15 in verse 25 tot 27 as volg, en ek gaan dit aanhaal hierso. Vers 25, en as 'n vrou lank 'n bloedvloeiing het, buiten die tyd van haar onreinheid, of as sy vloei oor die tyd van haar onreinheid, moet sy gedurende al die dae van haar onreine vloeiing wees soos in die dae van haar maandelikse onreinheid, so sy is onrein. In vers 26, elke bed waarop sy gedurende al die dae van haar vloeiing op lê, sal vir haar soos die bed van haar maandelikse onreinheid wees, en alles waar sy op sit, sal net so onrein wees soos iets wat deur haar maandelikse onreinheid verontreg is. En dan die eerste gedeelte van vers 27, en elkeen wat aan hierdie dinge raak, sal onrein wees. Nou liewe luisteraars, ek haal hierdie skrif met respek en agting aan, alhoewel hierdie skrif in Levitikus vir ons aandui, hoe swaar hierdie vrou gelei het in haar omstandighede. Net sy kon nie eers na by enige een kom, of hulle by haar nie. Nie eers by haar familie, wat broers en susters en ouers insluit nie. Sy moes alleen bly. Sy sou natuurlik ook nie eens kon trou en kinders hê nie. Sy moes erge verwerping ervaar het vanweë haar uitgeworpenheid uit die samelewing en almal het op haar neergesien. So ook kon sy geen vriende hê nie. Net soos 'n melaatse moes sy eenkant bly. En vandag nog, nuwe luisteraars, is dit so. Mense loop draaie om iemand wat sieklik op die straat lê of buite 'n winkelkompleks op die sypaadjie sit, wat oorgelaat is aan sy of haar eie hulpeloosheid, oorgelaat is aan sy of haar eie genade. Geen mens wil so 'n lewe hê nie, en hoe wreed kan die lewe dan tog soms nie wees nie. Maar hierdie vrou, ten spyte van haar omstandighede, het gehoor van die Here Jesus Christus en die wonders wat hy verrig, oral waar hy gegaan het. En daar het hoop in haar binneste opgevlam. Alles is nie verlore nie. Daar is iemand met die naam van Jesus, wat haar sal kan help. En sy was so vasberade en hoopvol, dat sy nie op haar gaan laat wag nie. Nee, sy gaan die geleentheid aangryp met beide hande, om by hierdie Jesus uit te kom. Al mag sy nie in die openbaar van verskoning van wie haar onreinheid tussen mense kom en beweeg nie. Sy het verneem dat hierdie Jesus blindes laat sien het, doofstommes laat hoor het, en praat het,
krepeles en verlamdes weer laat loop het, en melaatsheid genees het. En tog het sy gedink, hoe sal ek voor almal vir Jesus sê, ek ly aan bloedvloeiing? Sy sou te skaam kry, en wat nog te sê van haar onreinheid tussen almal. En die vrou kry toe 'n ander plan. Sy het haar tuiste verlaat en afgegaan na waar Jesus was. Afgegaan daar na die plein toe, na die stadsplein. En sy het tot naby hom gekruip tussen die skare deur. Ons lees in vers 44 van ons skrifgedeelte, dat sy van agter afgekom het en die soem van sy kleed aangeraak het, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Amen, prys God almagtig. U sien net so binne in 'n oogwink is sy genees. Watter ongemak en pyn sy mag ervaar het, is net daar en dan weg, asof dit nooit bestaan het nie. En ons kan net dink wat 'n vreugde, blydskap en trane van dankbaarheid oor haar wange gerol het, want sy is genees. En daarop het Jesus in vers 45 gevra, wie is dit wat my aangeraak het? En almal wat daar was, het dit ontken, dat hulle hom aangeraak het. En Petrus wat by hom was, sê toe, Meester, die skare druk en verdring u, en u sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord hom en sê, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk, ja, Jesus het gevoel, ek het gemerk, dat krag van my uitgegaan het. Hierdie vrou het gesien dat sy nie sal kan wegkruip vir die Here nie. Sy sal nie vir hom verborge kan bly nie. En sy het gevolglik bang en bewend voor Jesus se voete neergeval, en aan hom voor die hele volk vertel waarom sy aan hom geraak het, en nadat sy aan hom geraak het, hoe sy dadelik genees is. Sien, Jesus antwoord daar in vers 48. Hy sê aan hierdie vrou, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Watter mooi en treffende woorde spreek Jesus nie hier nie. Dit is woorde wat hy spreek as haar geneeser, maar ook as haar liefdevolle verlosser. Dit is woorde wat sy altyd sal onthou vir die res van haar lewe, woorde wat spesiaal net vir haar was, woorde van bemoediging. Hy sê, hou goeie moed. Jy sien, Jesus noem haar dogter en nie vrou nie. Ja, hy spreek haar hier aan as dogter en nie vrou nie. Hy openbaar daardeur sy liefde, sy barmhartigheid en beskerming, soos met elkeen van ons individueel. Elkeen is vir hom kosbaar, elke liewe mens. Jesus het haar aangeprys, ook vir haar geloof in hom. Hy sê vir haar, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Jy sien, geloof, liewe luisteraars, het haar vir ewige geliefde dogter van God ons Vader gemaak. Halleluja. En wat kan ons uit hierdie verhaal leer? Jy sien, haar geloof in die Here was die deurslaggewende faktor hier, met betrekking tot haar genesing. Sy het volkome geglo, dat Jesus haar kon genees, dat hy en hy alleen daartoe in staat was, en nog steeds is, tot in alle ewigheid. Is ons nie te geneig om elke siekte en elke uitdaging wat voor ons kom staan, self op eie krag te probeer regmaak, of eie genesing te bewerkstellig nie? Daar is mense wat glo as hulle siek is, dan gaan hulle eenvoudig na hierdie goeie dokter of daardie spesialist toe, vir behandeling en genesing. En ek sê dit met respek teenoor hooggeleerde en bekwame professionele geneeshere. Jy sien, liewe luisteraar, mense vergeet dat daar 'n lewende God in die hemel is, wie bonatuurlik is, by wie geen ding volgens Lukas 1 vers 37 onmoontlik is nie. En sommiges is selfs twyfelagtig of kleingelowig as dit by geloof kom. Hoe moet die Here dan sy werk doen as die mens hom nie ten volle vertrou en in hom glo nie? Ons kan elke dag Bybel lees en elke dag bid, maar as ons nie in die geloof na hom uitreik nie, gaan daar geen krag van hom uitgaan om in ons elke behoefte te voorsien nie. En as ons kyk na geloof, wat is geloof? Jy sien, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Ja, geloof is 'n vaste vertroue
op die dinge wat ons hoop. Dit is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En ons lees dit in Hebreërs 11 vers 1. In Hebreërs 11 handel oor die aard van die geloof. Jy kan gaan lees daar in Hebreërs 11, dit handel oor die aard van die geloof. En dit beteken om nie net te vertrou op wie Jesus is en wat hy gedoen het nie, maar ook dat hy alleen jou waarlik kan red. Geloof beteken om seker te wees van ons hoop, omdat ons seker is van God en sy trou. Ons glo hy sal sy woord gestand doen, omdat ons op hom vertrou. Ons geloof word versterk wanneer ons nadink oor God se trou in sy verhouding met die mens, sedert die begin van mense heugenis. En tree vorentoe in volkome vertroue op God. Ja, tree vorentoe in volkome vertroue op God, gevolg deur nog 'n tree en nog 'n tree. Dit is geloof. Ons vat dit stap vir stap. Dit is hierdie soort geloof wat ons sal deurdra en red. En ek haal ook Hebreërs 11 vers 6 aan as volg. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek herhaal dit. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Amen. Maar liewe luisteraar, laat ons ook nie moed verloor oor ons uitdagings en siektetoestand nie. Jy sien Romeine 8 vers 26 kom Paulus en hy sê vir ons, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Ja, net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Jy sien, die Here wil elkeen genees. Laat ons dan deur die geloof in Christus Jesus, deur elke versperring breek, wat in ons pad na God mag wees, sodat ons sy krag tot genesing sal beleef en ervaar. Laat ons ook soos hierdie vrou in Lukas 8, Jesus se woorde hoor. Hou goeie moed, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Amen. Liewe luisteraar, kom ons laat ons die oë sluit in gebed tot die Here. Kom ons bid. O getroue God en hemelse Vader, dankie dat ons vandag in u teenwoordigheid mag kom, dat ons kan stil raak hier waar ons by u voete sit. Dankie Here dat u met elkeen van ons bemoeienis maak deur die Gees. U is 'n God van liefde, barmhartigheid en genade, die God van Abraham, Isak en Jakob. Ons loof, eer en prys u daarvoor. Dankie ook vir hierdie woord van vandag wat kon uitgaan. 'n Blye boodskap wat getuig van genesing, soos talle ander in u heilige skrif. Ons is dankbaar, Here, dat daar vir ons genesing is van elke siekte in die naam van Jesus Christus. Help ons om getrou te bly aan u deur ons geloof, want geloof is dit wat ons sal deurdra in elke situasie. Laat ons nie op eie krag, twyfel of klein gelowigheid staat maak nie, maar op u woord, in opregte geloof en vertroue, op dit wat u alles in staat is toe. By u, Here, is geen ding onmoontlik nie. Ek bid dan vandag vir elkeen, Here, wat siek is en ly aan siektes en kwale, wat vir hulle swaar en uitdagend is in hulle daaglikse bestaan, hulle wat seer het en baie pyn verduur. Dankie Here dat u by elkeen van hulle kom stilstaan, vir 'n oomblik sodat hulle net aan die soem van u kleed kan raak, en u krag van genesing kan ervaar. Dankie Jesus. U is ons ewige geneesheer. Daar is niemand soos u nie. Dankie vir die woorde wat sê, hou goeie moed, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ons dank, loof en prys u Here. Al die eer en die heerlikheid kom u alleen toe, tot in alle ewigheid. Ek bid dit in die naam van Christus Jesus. Amen en amen. Dankie liewe luisteraar dat ons
weer saam kon verkeer rondom die woord van die Here. Mag u 'n wonderlike en 'n veilige week ervaar, tot ons weer ontmoet. Ek groet u in die naam van ons Here Jesus Christus. Shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.